ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 117. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, spesiaal is dit Armageddon, in die tyd waarin ons lewe in bose tye. Ek kyk wat is besig om te gebeur in Israel, in Syrië en al hierdie plekke. En ek wil vir julle sê, ek dink ons Javiste kan maar begin, die woord sê, wanneer julle hierdie dinge goed sien gebeur, kyk op, waar vandaan julle verlosser verwag. So, omdat ek dit baie duidelik geskryf het, omdat die woord dit sê, die wederkoms kan nie plaasvind, voordat die vredesverbond, die 7 jaar vredesverbond, nie eers geteken was nie. So, dit is nog nie geteken nie. Kry my boek Vasgevang in die Antichrist systeem, so dik A4, rooie met die pere, 4 pere wat hardloop. Lyk of so uit die vlamme uitkom. Kry Vasgevang in die Antichrist, ekskuus tog, is Armageddon. Ja, sommer Vasgevang in die Antichrist systeem ook, want hulle is hand aan hand, die 2 boeke. Maar is Armageddon baie belangrik dat u die inligting sal hê, sodat u die kennis kan hê, dat die goed wat op die internet is, en op YouTube en al die plekke, en TikTok so goed, dat dit u nie verwar nie. Hoekom? Want die duiwel funksioneer met vrees. En die woord sê, ons Javiste, deel van die bruid van Javashua, ons vrees nie. Hy die gees van vrees uit ons lewens uitgehaal, halleluja. Vir enige navraag, enige iets wat jy wil weet of jy wil deel, 0722, dis ons WhatsApp nommer, 0722 367 124, of gaan na my webtuiste, https://javashua.co.za. Eerste keer is dat u na die reeks kyk, u is verskriklik welkom, gaan na deel 1, begin voor, u het reeds 'n magdom inligting gemis. Dis belangrik dat u as 'n nuwe kyker ook sal subscribe, en dat u deur om in te teken, dan al die verskillende kennisgewings skryf van die ander studies waarmee ons besig is. Ek wil net weer sê, ons het in die laaste maand, 6 weke, 2 maande, partykeer kon ons nie alles doen wat ons wou gedoen het met die boodskappe nie. Van die boodskappe was later dan gewoonlik. Maak verskoning vir dit, maar die ding is besig om nou na kant toe te gaan. So ons loof Java, ek glo alles is op pad, en soos die Engelsman sê, op trek, en ook dat ons by die nuwe reekse nou kan uitkom. Jy moet 'n skryfblok en 'n pen byderhand hê, en sommer 'n seatbelt of 2 ook. Kom ons bid saam. Vader Java, baie dankie vir vanmôre se geleentheid wat ons as u kinders kan hê, volbloed Javiste by mekaar. Dankie dat ons verslaaf is aan die woord. Dankie dat u vir ons soos die suurstof is wat ons liggame aanasem. Sonder die suurstof kan ons nie lewe nie, sonder u en die geopenbaarde woord kan ons nie bestaan nie. Dankie vir die voorreg dat u dit aan ons kom oopmaak het, Vader Java. Seën die woord vanmôre, laat dit 'n seën sal wees vir elkeen wat luister. Geef ons ontvanklike sielsdimensies in die mooiste naam Javashua. Die volk van Java sê halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat vanoggend se studie vir u groot seën en sommer 'n blessing ook gaan wees. Ons is besig met Spreuke, die boek Spreuke deel 10, Spreuke 10 deel 30. Ek gaan net Spreuke 10 vers 29, gisteroggend se versie net lees. Maar dit is vir my so verskriklik insiggewend. Hy sê die weg van Java ons Elohim vir die opregte is 'n vesting. Vir ou wat louwarm is nie lekker nie. Dit kan nie. Dis vir daai ouens, en ek wil amper die woord gebruik, godsdiens, is nie lekker nie. Kerk toe gaan vir hulle is lekker, maar om by die woord uit te kom, nee, hulle wil nie so lekker nie, want die woord is te skerp vir hulle. Want die woord sê hy is 'n tweesnydende swaard en hy slaan reguit, nee.
die weg van Jaffa ons Elohim is vir die opregte vesting. Wat 'n voorreg, ek en u, ons vrees nie, hoekom ons ken ons Vader, maar 'n ondergang vir die werker van ongeregtigheid. Hulle vrees wanneer hulle die naam Jafashua hoor. En hulle wil nie, hulle steek 4 voet af vas. Een antwoord is, die woord sê, Jafashua sê, Jaffa sê, ek openbaar my aan wie ek wil. Vers 30. Die regverdige sal vir ewig nie wankel nie. Nou, ek wil hê ons moet kyk na die woord regverdige. Vir my, om regverdig, om te kan die titel regverdige myne te kan maak. Ek praat van myself vanmôre. Is eerstens moet ek bekeerd wees. Ek moet geonderdompel wees in die naam van Jafashua tot vergifnis van my sonde. Dit maak my 'n Jafis. En om 'n regverdige te wees, is om in totale heiligmaking te lewe elke dag. Heiligmaking is maar opstaan in die oggend, my oog op, ek gaan nou soontoe werk, my oog op my einddoel, opstaan, kyk na my vingers, klim uit die bed uit, commitment, vanaand se gaan slaap, completion, my oog op my einddoel, commitment, completion, commitment, completion, commitment, completion, en as ek my asem uitblaas, dan raak ek aan my einddoel, dan het ek het gemaak. Dis heiligmaking. Heiligmaking beteken ek is committed vir hierdie een dag. Dis hoekom die woord ook leer, moenie bekommerd wees oor die dag van môre nie. Moenie worry oor môre nie. Kom ons werk met vandag. Maak my vandag 'n regverdige. 'n Regverdige om te wandel in totale heiligmaking. Kan iemand in totale heiligmaking wandel? Wel, ek glo so, anders is so Jaffa dit nie vir ons gegee het nie. Maar dis 'n lewensproses. Wat ek wil 'n lewensproses klink so ver, wat ek wil afbreek in 'n dagvorm. Dis 'n dagproses. Commitment, completion. Commitment, completion. Heiligmaking, regverdigmaking. Regverdigmaking en heiligmaking stap so hand aan hand. Die een is nie sonder die ander nie. As ek in hierdie dag in totale heiligmaking wil wandel voor die aangesig van Jaffa. Want Jafashua sê, wees heilig soos ek heilig is. Ja, maar prof, die Bybel sê ook, almal het gesondig en ontbreek ons aan die heerlikheid van Jaffa. Maar hy sê, deur genade word ons gered. As ek 'n verskoning wil hê vanmôre, kan ek baie verskonings sê hoekom ons nie om kan dien nie. Dis te moeilik, dis te swaar, dis te ver, dis te hard, weet jy wat? Ek kan vir jou 200 redes ek jou hoekom ek wil dien. Daar's net 'n ou koortjie wat gesê het, it's a joy unspeakable and full of glory. Dis 'n joy. Dis 'n heerlikheid om Jaffa en Jafashua deur die Ruach te kan aanbid. En dis 'n lewenstog om elke oggend te kan opstaan en in sy geregtigheid te wandel. Strewe na totale heiligmaking. Ja, dit dag, 'n uur na jy uit die huis uit gaan, net die taxi vir jou ingeswaai en die tipe goed. Weet jy wat dan, dit voel of jy nou jou heiligmaking verongeluk het. Dit is die proses van heiligmaking. Die taxi het nie net vir jou ingeswaai nie. Jaffa het toegelaat dat die taxi daar inswaai. Hoekom? Dat jy die toets kan weerstaan, dat ek die toets kan weerstaan. Ons elkeen gaan elke dag deur lewenstoetse om regverdigmaking in ons lewe perfek te kry. Maar een ding is ek so oordankbaar, dat ek en u het nie nodig om alleen dit te doen nie. Hoekom nie? Want Jaffa het vir ons die Ruach HaKodesh gegee, die Heilige Gees, wat ons leer en lei in al het reg en waarheid elke dag. En hy oortuig, sou ek 'n stupid foutjie maak of iets van die aard, onmiddellik sê die Heilige Gees vir ons, wat het jy nou gemaak? Maar weet jy wat? Dis nie asof Jaffa jou wegstamp nie. Ons is nie daar om elke dag te moet foutjies maak nie, omdat ons die fasiliteit van die Ruach het en die genadebloed van Jaffa so nie.
maar ek wil in regverdige wees. Ek wil daai titel, ek wil dit myne maak. En ek en u kan dit onsinne maak. Ek kan dit nie vir jou gee nie. Ek het eendag, jare terug, toe Niklas nog 'n jong ou was, het ek hom eendag vir hom gesê, jy kan nie op my rug in die hemel inry nie. En Vanelli het dit ook gesê. Julle kan nie op my rug in die hemel inry nie. Julle gaan van vandag af op julle eie voete moet staan. Julle gaan julle eie pad moet stap. Julle gaan moet tot bekering kom. Julle gaan moet regverdiging en regverdigmaking soek in julle lewens. En daarom is dit vir my so goed toe ek hoor Nelly praat met haar skoonma oor julle bid en julle ontvang nie, want julle bid verkeerd. Hoekom? Die Ruach is besig in hulle lewens. Kom ons bid vir ons kinders. Ons hou nou nie op bid vir ons kinders en ons familie nie. Dis goed om te sê ons bereik die wêreld daar buitekant, maar ons wil ons eie huisgesinne gered hê. En dit is so belangrik. En weet wat verskriklik moeilik is rondom dit, en dit gaan dalk 'n antwoord wees vir ander pa's en ma's en oupas en oumas. Hulle is volwasse mense. Hulle volg hulle eie kop. Hulle is nie in ons huis waar jy elke dag vir hulle sê, maak so. Hulle besluit hulle eie besluite. Dis wat dit moeilik maak. Maar dis waar die onus weer op ons, as pa's en ma's en oupas en oumas is, grootoumas en grootoupas, die onus is op ons, om hulle in gebed te dra. Sê, Vader, werk met hulle, hou hulle. As dit nodig, skit maar so 'n bietjie daarso. Maar bewaar en beskik en beskerm hulle, hou hulle. Die regverdig sal vir ewig nie wankel nie. Dis 'n belofte. Hoorie wat ek sê vanmôre. Dis 'n belofte. Hoekom? Solank as jy in heiligmaking is, sal Jahwe jou hou dat jy nie wankel nie. Jy sal vir ewig nie wankel nie. Daai ewig sien ek, wat beteken terugval. 'n Ou wat vir ewig wankel, is 'n ou wat aanhoudend dieselfde ding, oor en oor. Die Bybel sê, die regverdige sal vir ewig, dit beteken nie, hy sal vir ewig nie, hy sal nie aanhoudend wil wankel nie. Hy sal nie hy sê dit duidelik, die regverdige sal vir ewig nie wankel nie. As dit is dat jy struikel, is nie vir ewig nie. Dis 'n tydelike ding. Dis wat daai ewig daar beteken. Kyk na die woord, kyk na die studie vanmôre. Die regverdige, nou ons het dit altyd anders te verstaan. Die regverdige sal vir ewig nie. Ons gaan vir altyd nie kan wandel. Nee. Die regverdige sal nie vir ewig wankel nie. Jy sal nie aanhoudend wil aanhou om verkeerde goed te wil doen omdat daar genade is nie. Jy sal wil nougeset lewe. Dis wat die skrif vir my sê. Ek lees tussen die lyne. Maar die goddelose sal in die land nie bly woon nie. Hoekom? Hulle trek weg. Die goddelose wil nie in die land van die belofte lewe nie. Wat 'n land? Die land van die belofte. Hy wil nie in die teenwoordigheid van die Jafiste wees nie. Hy wil nie in die teenwoordigheid van die Bybelstudies wees nie. Hy wil nie in teenwoordigheid van Jaffa en Jafashua wees nie. Hy wil wegtrek, hy wil wegvlug, hy wil wegkom. En die beste ding wat hulle sê, ek het my kerk. Weet jy wat, dit is iets wat baie mense eendag tot 'n val gaan bring. Ek het my kerk. Weet jy wat, jou kerk kan jou nie red nie. Ek het dit ook gedink al my lewe lank. Omdat ek in die sekere denominasie behoort en ons sekere dinge doen wat die ander kerke nie gedoen het ons baie spesiaal gemaak. Ons het niks geweet nie. Ons het ten dele geken en ten dele geweet. Maar ons as die regverdiges wil in die totale waarheid wandel. En ek en u moet vanmôre vir Jahwe vra, maak vir my nie net 'n gedeelte nie. Ek wil in die totale waarheid, dit kom nou net by my op so, die Ruach gee dit vir my. Ons wil in die totale waarheid wandel. Elke dag moet vir ons 'n geestelike avontuur wees. Dit is vir ons, vir my en Pastorika. Ons kan nie wag nie. Ek meen, ons is aan die gang tot vandag gaan ons besig wees, tot seker naby aan 12 uur. En môreoggend by 8:00, 9:00 dan is ons aan die gang.
Want dit is 'n avontuur. Dis een massiewe groot avontuur om in Jaffa se teenwoordigheid te lewe. Dis 'n avontuur om elke dag te sien wat hy vir ons doen. Hoe hy die mense stuur, van nêrens af nie. Ons weet nie eers van die Jafiste nie, en hulle is daar. Hoe mense tot bekering kom, en mense skakel, en WhatsApp stuur, en met ons persoonlik praat en deel. Wat 'n voorreg. Is nie ons wat die werk doen nie. Ons saai, die woord sê, die een saai of plant, die een gooi nat, die Jaffa laat dit groei. Hy sê die regverdige sal vir ewig nie wankel nie. So jy gaan nie aanhoudend dieselfde ding doen nie. Jy gaan nie vir ewig net wil wankel nie. Jy gaan nie wil nie. Maar die goddelose sal in die land waar die regverdiges is, die grondgebied, die landgebied, waar die regverdiges wil bly. Waar is dit? In die teenwoordigheid van Jaffa, in die teenwoordigheid van Jaffa, in die teenwoordigheid van die Ruach HaKodesh. Maar die goddelose sal in die land nie bly woon nie. Hulle kan, die goddeloses en die sondaars en die ouens wat lou is, hulle wil nie in 'n Jaffa se teenwoordigheid wees nie. Hulle wil nie naby ons wees nie. Hoekom? Hulle is bang vir die waarheid. Kom en ek en u wees in elke opsig 'n getuienis. Ek sê, as regverdige wil ons in die goedheid en die guns en die vrede en die heerlikheid van Jaffa wandel elke dag van ons lewe. Kom ons wees hierdie dag 'n groot blessing vir almal wat ons pad laat kom. Tot môreoggend as Jaffa lewensgesondheid spaar, sy wil daarby is. Maranatha. Jaffa kom weer. Halleluja.